Hallo almal, in hierdie video gaan ek vir jou leer van 'n omwenteling en regoorstaande hoeke en dan gaan ons 6 voorbeelde doen. Nou daar is nog 'n stelling en hierdie stelling sê die aangrensende hoeke in 'n omwenteling is 360 grade. Nou daar het nou net vir jou 'n gradeboog ingevlieg. En kan jy sien dat die grade heeltemal reg in die ronde is dan 360 grade. En as jy hierdie stelling wil gebruik, dan kan jy net skryf in 'n hakie omwenteling. Nou kom ons kyk. Verder het jy nou al 2 goed in jou toolbox. Jy het nou al jou eerste gereedskapie, hoeke op 'n reguit lyn, en jou tweede stuk gereedskap is omwenteling. Nou gaan ek vir jou regoorstaande hoeke verduidelik. Nou wat is regoorstaande hoeke? Regoorstaande hoeke is die hoeke wat reg teenoor mekaar staan wanneer 2 lyne mekaar sny. Nou as jy na ons skets kyk, sal jy sien daar is 2 lyne wat mekaar gesny het en daar het 4 hoeke gevorm. Nou kyk nou. Ons regoorstaande hoeke is hoek A1 en A3. Hulle is regoorstaande hoeke, sowel as hoek A2 en hoek A4. Hulle is ook regoorstaande hoeke. Daar is nog 'n stelling en die stelling sê dat regoorstaande hoeke is gelyk. En die afkorting wat jy mag gebruik in jou sommetjies is hierdie: regoorstaande hoeke gelyk. Nou goed, kom ons kyk. Aan die linkerkant vind jy daardie hoekie van 100 grade. Dan sal daardie hoek sy regoorstaande hoek wees en hy is ook 100 grade, want regoorstaande hoeke is gelyk. En die regterkant vind jy daardie hoek is dan 80 grade en sy regoorstaande hoek is daardie hoekie en hy is ook 80 grade, want regoorstaande hoeke is gelyk. Nou voordat ons na die somme toe gaan, gaan ek nou vir jou wys hier in jou gereedskapskissie of jou toolboxie, kyk wat het jy al? Jy het hoeke op 'n reguit lyn. Jy het 'n omwenteling. En nou het jy nog iets, regoorstaande hoeke is gelyk. Voorbeeld 1. Bereken met redes die grootte van x, y en z. Nou, eerste ding kan jy sien hier aan die regterkant het ek my gereedskapskissie saamgebring. Met my gereedskap, hoeke op 'n reguit lyn, omwenteling en regoorstaande hoeke gelyk. En nou kom ons kyk na die skets. Daar is hier die hoek van 100 grade en dan is daar 2 reguit lyne wat mekaar sny en dan is daar ook regoorstaande hoeke. Nou goed, kom ons kyk. Ons werk altyd van wat vir ons gegee is, die grootte. Daar is 100 grade. So in terme van daardie hoek met die 100 grade, kan jy sien wat gebeur nou hier by y. Dis baie duidelik dat y is ook 100 grade en jou rede is regoorstaande hoeke is gelyk, want dis regoorstaande hoek met daardie 100 grade. Dan sal jy sien, ons kan verder gaan en sê, die oomblik as jy die hoekgrootte het, dan gaan skryf jy dit in op jou skets. Nou kan jy na x toe beweeg. Sien jy dat hoek x plus 100 grade is 180 grade. Daar is 'n reguit lyn en dan is jou rede hoeke op 'n reguit lyn is supplementêr of 180 grade. En dan gaan jy net
die vergelyking oplos. So die 100 grade gaan jy van ontslaa raak en dit aan die ander kant aftrek en dan het jy 180 minus 100 is 80 grade. So X se grootte is dan 80 grade en daar het hy vir jou ingevlieg. En al wat oorbly is Z. Nou as jy na Z toe gaan, is daar eintlik vir jou twee opsies. Die een opsie is om te sien dat Z is eintlik regoorstaande hoek van X. So jy kan sê, Z is 80 grade en jou rede regoorstaande hoeke is gelyk. Maar jy kon dalk ook gesien het dat Z saam met 100 grade is aangrensende hoeke op 'n reguit lyn en dit so om uitgewerk het en dit sou ook reg gewees het. Voorbeeld 2. Bereken met redes die grootte van A, B en C. Nou as jy na die skets kyk, dan sal jy sien daar's twee reguitlyne wat mekaar sny. En die enigste hoek wat vir jou gegee is hierdie hoek 35. So nou kan jy gaan en wat sien jy? Die heel eerste ding is hoek B is ook 35 grade en jou rede is regoorstaande hoeke. Hulle twee vorm regoorstaande hoeke. Nou gaan ons na A toe. Jy sal sien dat hoek A plus hoek B, wat 35 grade is gelyk aan 180 grade. En jou rede, hoeke op 'n reguit lyn is gelyk aan 180 grade of supplementêr. En dan as ons vir A oplos, dan loop die 35 oor en ons kry A is dan 145 grade en dan kan jy dit invervang. En dan al wat vir jou oorbly is hierdie hoek hier by C. En kan jy sien dat C sal dan 145 grade wees en die maklikste rede is regoorstaande hoeke gelyk. Maar jy kon ook hoeke op 'n reguit lyn is supplementêr gebruik het om vir C uit te werk. Voorbeeld 3. Bereken met redes die grootte van J, K, L en M. En 'n mens hoef dit ook nie in daardie volgorde te doen wat hulle vir jou vra nie. Nou goed, kom ons kyk. Wat sien jy nou daar? Ek sien 3 lyne wat mekaar sny en daar is 'n hoek 72 en daar is 'n hoek 46. En ons werk altyd van die grootte van die hoek wat vir jou gegee is. So dadelik kan ons gaan en sê dat K is 46 grade. En hoekom kan ek dit sê? Dis regoorstaande hoeke gelyk. Ek kan ook sê, en daar vlieg hy nou in, dis baie belangrik. Dan kan ek sê, hoek M is 72 grade. En hoekom kan ek dit sê? Kan jy sien dat hoek M is ook regoorstaande hoeke gelyk, maar nou met 72 grade. En die oomblik as jy dit het, dan kan jy dit invervang. Nou goed, nou J en L kan jy sien is regoorstaande hoeke, maar ons het nie een van die twee se grootte nie. So wat ek nou gaan doen, is ek gaan liewer kyk na aangrensende hoeke op 'n reguit lyn. So wat ek doen, is ek sien, kyk bietjie hier, hoek M plus hoek L plus hoek K is 180 grade. Kan jy dit sien? En hoekom? Want dit is hoeke op 'n reguit lyn is 180 grade of hoeke op 'n reguit lyn is supplementêr. En dan weet ek die grootte van M is 72 plus L, dis wat ek wil bereken, en dan K is 46, is gelyk aan 180 grade. Nou om vir L uit te werk, gaan ek eers sê 72 plus 46 is 118 grade en dan om L alleen te kry, daardie 118 gaan aan die regterkant afgetrek word
en 180 minus 118 is 62. Dus is L se grootte 62. En nou kan ek na J toe gaan. J, as hierdie nou L is, daar's hy is 62, dan is J se grootte ook 62. En jou rede, regoorstaande hoeke gelyk. J is regoorstaan tot L. Voordat ons aangaan, as jy baat gevind het, sal jy asseblief die video like en dan wil ek vra, het jy al subscribe? Of jy's ook baie welkom om kommentaar te lewer of beter nog, vertel jou vriende van hierdie kanaal. Kom ons gaan aan. Voorbeeld 4. Bereken die waarde van x en b1. Nou goed, waar vind ons vir x? Ons vind vir x hier by b1 as x plus 30. En wat kan jy sien? Dat b2 en hoek b1, daardie twee is regooorstaande hoeke. So nou kan jy begin deur te sê, hoek b1 is presies gelyk aan hoek b2 en jou rede regooorstaande hoeke gelyk. En nou gaan jy 'n klein vergelykingkie oplos. b1 is x plus 30 gelyk aan en b2 is 110. Nou gaan ons vir x oplos. Dus kry ons regs 110 minus 30 en x is dus 80 grade. En die res van die vraag was, ons moet nou vir b1 ook uitwerk. So wat gebeur daar by b1? Kan jy sien, b1 is gelyk aan x plus 30. En ons het nou net uitgewerk dat x is 80. Dus gaan ons in x se plek 80 vervang. 80 plus 30 is 110. Dus is b1 se grootte 110. Voorbeeld 5. Bereken die waarde van y. Nou wat sien jy? Jy sien twee reguit lyne wat mekaar sny en dan is daar 'n hoek van 24 en dan is daar hierdie hoek 2y plus 16 grade. En wat sien jy? Hulle twee is regooorstaande hoeke. So daarom kan jy sê 2y plus 16 is presies gelyk aan 24 grade en ons rede is regooorstaande hoeke gelyk. En nou gaan jy net vir y oplos. Dus gaan jy sê 2y is 24 grade minus 16 en 24 minus 16 is 8 en dan om vir y alleen te kry, deel jy met 'n 2 en jy deel met 'n 2. Dus y is gelyk aan 4 grade. Voorbeeld 6. Bereken die grootte van K1 en K3. Nou, as jy na jou skets toe gaan, sal jy sien, daar is 'n reguit lyn, en dan is daar nog 3 ander lyne, en dan is daar aangrensende hoeke op daardie reguit lyn. Daar is ook 'n ander ding, en dis hierdie teken, en onthou jy, ek het vir jou geleer, daardie teken beteken, dis 'n loodregte lyn, met ander woorde, daar's 'n regte hoek van 90 grade. En sien jy, ek het hom selfs hier in my toolboxie gesit. Nou waar gaan ons begin? Ons kan begin deur te sê, hoek K1 plus hoek K2 is dan 90 grade. En hoekom kan ek dit sê? Want dit is vir my gegee dat daar 'n 90 grade hoek, 'n loodregte lyn is. Ons weet dan dat K2 is 40 grade. So jy vervang dit in en nou het jy 'n klein vergelyking. Nou kan jy vir K1 oplos. Dus aan die regterkant het jy 90 minus 40 is 50 grade. So K1 se grootte is 50 grade. En die oomblik as jy dit weet, dan gaan vervang jy dit in. Nou, al wat oorbly is hoek K3. Maar kan jy sien dat die hele storie hier vorm eintlik al 4 saam hoeke op 'n reguit lyn.
So daarom kan jy gaan en sê, hoe K1 plus hoe K2 plus K3 plus K4 is saam 180 grade supplementêr. En jou rede, hoeke op 'n reguit lyn is 180 grade. Dan weet ons, K1 se grootte is 50, K2 is 40. K3, dis wat jy wil bereken, en K4 is vir jou gegee, is 15 grade. Nou moet jy eers al daai bymekaar tel. 50 plus 40 plus 15 maak 105 grade. En dan kan jy net vir K3 oplos. Ons kry aan die regterkant 180 minus 105, dus is K3 se grootte 75 grade. In die volgende video gaan ek vir jou alles wat jy moet weet oor 'n snylyn verduidelik. Klik op die video in die linkerkantste hoek hierbo om jou direk na daardie video te neem.